like a rhapsody, out of spite. Give me a cue to start the show. Give me 1, 2, 3, let's go. Hallo julle. Daai hyena se naam is Honger. En hierdie luiperd sit in die boom met 'n bok. En Honger kyk heeltyd vir daai luiperd. En die oomblik as daai luiperd met sy bok afklim, dan wil Honger hom gryp. So ek gaan nou vir julle 'n kans gee om hierdie storieetjie te bekyk. Nou ja, Honger kyk heeltyd of daar nie iets uit die boom uitgeval het nie. 'n Luiperdjie sit bo en eet, en daar's Honger en daar's luiperd daarbo. En hy gaan maar net heeltyd wag vir iets om uit daai boom uit te val. En hier kom hy weer. Kyk, hier kom hy. En hy is op die grond. Ja, en hier kom 'n Honger weer aangehardloop. En daar kom die luiperdjie weer af. Daar kom hy. En hy's onder en hy het sy bok bo gelos en nou Honger is daar. Kyk nou hierdie aksie. En nou Honger maak nou asof hy nou glad nie belangstel in hierdie luiperd nie. Kyk die kant toe, en kyk hy nou maar net so nou en dan terug. Maar die luiperdjie hou nie baie van ou Honger nie, kyk ag. Ja, kyk, hou dop wat hier gaan gebeur, kom ons kyk. En hierdie jong luiperd besluit nie, hy gaan eerder wegloop. Hy loop daai kant van die boom verby en ou Honger kyk hom maar net so aan. Nou hierdie luiperdjie wat ons dopgehou het, dis sy ma daai ene. En sy het 2 welpies, maar die ander ene is aan die ander kant van die pad. Kom ons gaan gou soontoe. Ja, en hier is ons. En hier is die ander luiperd. Maar jy kan sien, hierdie luiperdjie lyk kleiner as die ander ene. En ek wonder of dit nie 'n wyfietjie is nie. Maar as jy nou so kyk, daar's 'n bietjie meer van haar bok oor. So sy het hom seker 'n bietjie later gekry as die ander ou. Maar 'n bietjie gesukkel om af te neem hier deur die takke. Maar ek kry daar my kop in. Kyk hoe mooi is dit. Ja, julle, wat 'n gelukkige dag. Nou dit is heel wat later in die middag, kry ons hierdie olifant met hierdie klein babietjie. Hou net hierdie klein dingetjie dop julle. My genade, ek dink hierdie ding is net gister gebore. Ai, is dit dan nie mooi nie julle. My genade. Kyk hoe klein. Nou ek en Els besluit ons gaan 'n bietjie na daai trein toe wat 'n mens daar van die brug se kant af kan sien. En ons vat die pad en hier ry ons nou in Skukuza se kampterrein in.
Jy ry so deur om in die rigting na daai trein toe en dan as jy nou hier kom, dan is jy nou naby die trein. So, ons gaan gou 'n bietjie hierso ietsie drink en ietsie eet. Kom ek wys vir julle hoe lyk dit hierso. En hierdie lokomotief se nommer is 3638. En op daai bordjie staan opklim op lokomotief is streng verbode. En die lokomotief is in 1949 gemaak. Cheers. En dit is die volgende oggend en ons ry agter 'n hyena aan. Maar hierdie hyena is nie baie tevrede met ons nie. En kyk wat doen hy. Of sy. Piepie die hele pad nat. Dis natuurlik om ons af te sit. Jo, maar jy's ongas. Kyk man. Nou, 'n eind verder kry ons hierdie klomp bobbejane. En hulle is so flippend rustig. Sit in die pad en krap aan hulle boude en wat. Nou hou daai klein bobbejaantjie dop. Kyk, hy maak waawiele. So waar as wraggies, hy probeer waawiele maak, net soos 'n mens. Kyk oupa, kyk, ek kan 'n waawiel maak. Op hierdie grondpad uit hierdie kry ons hierdie olifante hier in die rivier loop. As jy daar in die water gesien het, daar het ook 'n seekoei gelê. Maar kyk wat's interessant hierso. Hierdie olifante drink nie uit die watergat uit nie. Hulle maak 'n gat langs die watergat en dan drink hulle daar water uit. Nou dis natuurlik omdat dit skoner water is, dit proe seker lekkerder want dis mos nou gefilter. Daar's die seekoei. Ai julle, en oppas nou maar vir die ou skilpaadjies. As dit sulke koeler weer is, dan hou hulle nogal daarvan om rond te loop. Ja, want jy wil mos nou nie 'n skil kaplat in die pad sien nie, jy wil 'n skilpad sien. Nou ja, ons is weer op die Marola loop. En in my laaste video het ek vir julle gesê, 'n mens kan nie genoeg op hierdie pad ry nie. Nou ja, en dit gesê, 'n mens is nie altyd gelukkig nie. Maar ons is nou op die pad, so kom ons ry hom nou maar. En kyk bietjie na die mooi wolke. Dit lyk of dit weer wil reën. En nou koning leeu gaap dat die bissies bewe. Dit lyk net of hy moeg geslaap is. Nou, wel ek dink die leeu slaap hulle self maar partykeer bietjie moeg. Nou hy lyk net soos 'n volksstedier, as hy hom so self krap. Kyk hoe lek hy met daai tong.
Ons het 'n hele ruk gesit en wag vir hierdie leeu's om wakker te word en op te staan. En nie is gelukkig na die oomblik, maar hulle is verskriklik mooi. Dit is regtig 2 mooi mannetjie leeu's hierdie. Een bietjie verder kry ons hierdie rooibokke en ek spandeer 'n bietjie tyd want hulle is te oulik. As jy nou 'n bietjie mooi na hulle kyk daar so, jy sien 'n klomp ore, nuuskierige klein bokkies wat vir my loer. So hulle nie oulik en mooi nie. Kom ons hou hulle 'n bietjie dop. O Griet, daar skrik hulle en hardloop in allerlei rigtings. Hulle lyk vir my maar 'n bietjie senuweeagtig hoor. En daar gaan hulle alweer. Hulle het seker maar iets gesien of so iets, ek weet nie. Ek kyk maar ek sien niks. En hier is 'n klomp hyenas in hierdie water pyp wat onder deur die pad gaan. Hulle is baie lief vir daai waterpyp want dit maak 'n lekker wegkruipplek vir die kleintjies. Jy kan sien hierdie wyfie wat hier lê, sy moet aan hulle oppas. En hier is nou 'n klomp van hulle wat wil drink, maar dit lyk vir my sy hierdie enetjie wat nou hier by haar is haar gunsteling. En hierdie enetjie is die stout gat. Hou hom bietjie dop, kyk hoe buite hulle. Hoe sien jy hierdie ene wat met sy rug na my toe staan? Dis 'n groter een, hy's 'n bietjie groter, maar is nog steeds 'n babietjie. Daar lê nog eenetjie van hulle is omtrent dieselfde ouderdom. En dan is daar daai kleintjies wat donkerder is. En dan is daar daai bietjie groter wat daar by die wyfie nou lê. Maar dis definitief haar ou gunsteling. Kyk hoe hou sy hom vas jy. Kyk al. Ag, sies tog. En hy is so stout gat en hy gaan soek alweer moeilikheid daar aan die kant. Maar sy is nie baie lus vir hom nie en gee so 'n hap na hom toe. Nou hy koets, nou dit pla hom nie baie nie, so hy byt maar die tak verder. Hy is seker nou by iemand kry om te gaan terroriseer. Nou dis lekker weer en die nyalas is natuurlik lus vir speel. As 'n ouer bil en jonger is, maar kyk hoe speel hulle, hulle hop so rond. Hou hulle bietjie dop. En na hulle nou lekker gespeel het, kom hierdie bil verby gestap en hy wys vir my hoe mooi hy is. Nou kyk net na daai wit puntjies op sy horings, daai wit hare op sy rug, op sy pens en by sy bene.
En die tyd van die jaar is marula tyd. En die diere vier fees. Kyk hoe lê die marulas daar op die grond. Almal vreet. Kyk hoe lyk hierdie man se kieste. Ja, te lekker. Elke ou eet net. En hierdie vark is besig om onder te eet. Want hy weet, net daarbo in die boom sit 'n bobbejaan. En hy mors natuurlik die marulas en hulle val af grond toe en dit gee vir die ander wat hier onder is lekker kos. Dit is ook so dat marulas jou so 'n bietjie kan babbelas gee of jou so 'n bietjie dronk kan maak. En dan moet jy nou maar daar aan die pad lê, ja. Los by die wyfie, laat sy jou maar so 'n bietjie bederf daarso met 'n paar vlooie vang. Ek sien daar voor in die pad is 'n klomp hyenas. Kom ons volg hulle 'n bietjie. Nou hulle loop toe in die bos in. Maar kyk, hierdie ene merk die terrein af hierso. Loop so wysbeen oor alles en piepie op alles. Maar laat ek jou sê, hierdie ouens stink hoor. Ja. Het ons gou afgedraai op een van daai afritte net so voor Chokwan. En hierso is so 'n mooi langnek kameelperd. Kom ons hou 'n bietjie dop. Wag, laat ek gou inzoom hierso. Kyk sy linkerkantste oor, hang 'n bietjie. Ja, ons is nog besig met daai kameelperd te kyk, toe kom hierdie olifant verby. Maar hy's nogal lekker rustig, so ons los hom al dat hy verbystap. Ek kry nou 'n lekker kans om in te zoom op hom, hier na sy oor se kant toe. Kyk daai are op daai oor. En dis mos nou alles ontwerp om daai groot dier koud te hou. So daai are wat in daai oor is, dit werk soos 'n kar se radiator. Nou ons is by Leeupan en hierdie blauwille bees sien iets. Kom ons hou 'n bietjie dop. Ek kan sien sy so half onseker, maar sy trot weg. Kom ons kyk wat sien hulle. Dis 'n leeuwyfie. Ja, kyk, en daar agter haar kom 'n kleintjie aan. En nog eenetjie, sy 2 welpies. Kyk hoe mooi is hulle. Wonder wat gaan daar onder haar ken aan, daar so 'n pylmerk of 'n brandsiekmerk of iets. Nou hierdie welpies is seker nog baie jonk, want die leeuwyfie lyk so half onseker. Wel, asof sy bang is, sy trap op hulle. Hoe mooi versigtig loop sy. Ek wil amper sê oor hulle. En dan kom hulle so stadig aangedraf. En daar aan die ander kant is nog 2 leeuwyfies. Hulle lê so een kant daar. En onder hierdie boom is nog een. Soos ek nou mooi tel, dan is hier so altesaam 4 leeuwyfies hierso. Maar sy het ook leeuwelpies. Daar lê nog 2 leeuwelpies daar. Hierdie ene gaan nou iewers heen. Kom ons kyk wat doen sy. Sy kom nou na hierdie ene toe, lyk vir my wat hier onder die boom lê. So kom ons kyk. Die ene onder die boom, as ek mooi kyk, het 'n band aan. Nee, wag man, daar's 3 leeuwelpies. Ja,
En daar agter die stomp, daar's nog een. Kyk, waar kom sy uit. Daar agter die stomp is nog een. So dis 4 leeuwelpies. Joh, maar ons is omtrent gelukkig vandag. Nou, dis die volgende oggend en ons is weer op pad in die rigting van Laarsabi. Ons kry weer 'n seekoei hier langs die pad. En hy sal weer besig om te chomp aan daai lekker groen gras. Maar is 'n bietjie 'n reënerige dag. Kom ons kyk wat gebeur vandag alles. Nou ja, ek het vir Elsie gevra om vir Troepie vandag 'n bietjie te vat. En ek sit 'n bietjie aan die passasierskant. Nou verduidelik ek haar, kom Els, ry deur elke poelietjie wat daar is. En dan maak sy so en dan kan ek dit lekker afneem. Maar kyk hoe mooi blou is die lug julle en kyk hoe mooi is hierdie natuur hierso. Die lug is sommer so mooi skoon na hierdie reën. Ek wonder nog hoeveel reën gaan ons vandag kry. En hier is 'n paar olifantjies en hierdie ou wil sommer vir Troepie stamp. Hey, ek sit aan hierdie kant met hom die stamp hier op. En kyk net hoe mooi vloei hierdie Sawie rivier. Kyk, hy lyk lekker vol na daai kant toe en aan die ander kant toe. Sy bietjie breed, maar jy kan sien hy vloei baie mooi deur. Ja, en ons is skaars oor hierdie brug, toe kry ons hierdie klomp zebras. Maar kyk, dit begin alweer te reën. En hiervoor kameelperde. Ja, en met ou kleintjie ook. A tunnel of feelings, and just like we got through everything else. But I see you, honey. Elsie sien 'n voeltjie daar in die boom en ons kyk mooi en dit is 'n vleiloerie. Maar hy's mooi papnat gereën. En net 'n entjie vorentoe. Kyk daar waar die sirkeltjie nou is. 'n Meerkat. Hy het vir homself 'n lekker huisietjie daar gemaak. I see a tear begins to fall from your eyes. Kyk net hoe mooi lyk hierdie olifant. Hy is so lekker donker van die nattigheid. Maar is daai mooi wit tande wat my aandag getrek het. Maar kyk as ek so zoom daar, hoe mooi lyk daai berg in die agtergrond met die mis op. Is dis nou maar verskriklik mooi julle. Oh my hashtag, ek is almal lief vir Afrika hoor. Kyk hierdie mis op daai berg. Dit lyk almal verskriklik mooi julle. En hier vloei die water redelik sterk onder hierdie brug deur, maar luister na hierdie paddatjies. Hoe verskriklik mooi sing hulle. 'n Ware paddakoor wat skrik vir niks. En hier is alweer reën. Kyk hoe lekker reën dit hierso. Maar voor ons kon kry, dis ons so half binne in 'n storm. Kyk hoe reën dit nou hierso. Wag, ek kry 'n bietjie stadiger hier waar dit oop is. Nee, dit help niks nie. Ek wou vir julle gewys het hoe spoel daai water daar by daai stuk oop grond. Maar die reën is te kwaai. Nou ja, die reën het so bietjie bedaar, maar ons is nou by Leeupan. Maar ewe skielik is die voëllewe terug. Kyk hoe baie voeltjies is daar. Net van hierdie reën wat nou binne die laaste dag gereën het, het die voëls maak terugkom. Nou as ek so kyk, is daai donnetjies eende of Egiptiese eende. Maar ek dink daai is donnetjies eende. Nou ja, julle weet mos, as daar baie water is, dan moet ek deur dit ry. Onthou julle nou weer.
En hiervoor draai ek nou regs, want ons is nou op pad Skukuza toe. Nou ja, hiervoor het hulle die pad toegemaak. As jy links gaan, dan gaan jy oor die hoofbrug na Skukuza se kant toe. En as jy sou reguit aangaan, dan staan 2 laagwaterbrûe. En dit is daar verby die lughawe se pad. Ook deur Skukuza toe. Maar ons het nou oor die hoë brug gery en nou is ons op pad Skukuza toe. Maar kyk hoe lyk dit langs hierdie pad. Wag, ek ry stadiger laat julle kyk. Kyk hoe spoel dit hier. Nou hier is nie 'n rivier hierso nie. Hierdie is net langs die pad. Dis hoe dit verspoel het. Jy kan dit nie glo nie. Hier is definitief moeilikheid. Dis hoekom hulle daai laagwaterbrûe toegemaak het. Kyk aan die regterkant van die pad hoe loop die water daar. Kyk hierso. Dit spoel oral. Hier het baie gereën. En hier is nou by 'n bruggie waar die water onder deurloop. Kyk hoe spoel dit daar. Ja, en hierso kan jy sien die water loop al sommer reg oor die pad. Kyk hoe lyk dit daar aan die linkerkant. Wag, het ek bietjie terugry, kyk hierso. Kyk hoe lyk dit. Ek het nou net met iemand anders gepraat en hulle sê die eerste bruggie daar waar ons daar wil die pad toegemaak het is toe. En die tweede brug is ook moontlik toe. Ja, ek kan nie daardeur gaan nie. Wag, ek ry gou hier op en kyk. Ek wil sien hoe vloei daai rivier. Kyk, hy kom lekker af, hoor. Kyk al. Hier, kom ons aan verder vorentoe, maar hier is 'n moeilikheid hier voor. Nou, dit lyk soos 'n traffic jam, maar natuurlik kan 'n mens nie daardeur nie. Kyk net 'n bietjie vorentoe gaan. Kyk aan die linkerkant. Kyk hoe spoel dit daar. Dis soos 'n rivier. Nou weet ek of hierdie karre kan aangaan of wat nie, maar hier's 'n toukarre voor ons. Ek wil net 'n bietjie hierso kyk wat aangaan. Nou hier staan 'n paar ouens wat omgedraai het. Hulle kyk seker na daai water wat vloei daar. Ja, daar soos dit waar dit oor die pad vloei. Jy kan sien daar's 'n massa klomp water daar. So hierso is die probleem dat ons nie by Skukuza kan uitkom nie. So ek dink ons sal vanaand in Troepie slaap. So ons is nou oor die groot brug en ons het besluit om Jokwan toe te gaan. So ons weet ten minste daar is moerkoffie en daar's kos daar. So ons gaan nou kyk wat daar aangaan. En hier is ons nou by Jokwan en ons bestel vir ons lekker moerkoffie met 'n jaffel en chippies. Nou ja, toe ons klaar gekuier het daarso by Jokwan, toe besluit ons neer is nou tyd om te gaan kyk of ons oor daai laagwaterbrug kan kom Skukuza toe, want dit is besig om donker te raak. Nou pad, toe kry ons hierdie hyena, maar ek dink hy het 'n bok doodgemaak met ons daar aankom. Toe hardloop hy in die bos in met sy bok en hy gaan vreet om daar verder. Nou ons besluit toe om te gaan kyk of hierdie laagwaterbruggie of ons oorop kan kom, maar ek dog toe nee man, kyk hierso die water het baie gesak, want ons kan maklik hier oor ry. Dit is die Sandrivier hierdie. Maar toe ons verder kom, te staan daar 'n stringkarre. Nou hier's 'n klompie mense wat nou maar hierso staan en wag. En daar's 'n ou wat kyk hoe diep die water is. Hy wil ook seker maar deurgaan. Maar ek besluit dis sulke tyd en ek vat vir Troepie en daar vat ons durf hierdie brug met die water aan.
Toe ek presies op hierdie plek van die brug kom en die water so vinnig hier spoel, toe dog ek, o genade Stefans, wat het jy gedoen? Maar gelukkig het ons dit gemaak. Ons was terug kamp toe, ons goed gepak en sommer dadelik huis toe gegaan, want meeste van die paaie was toe en dit was ons tweede laaste dag. Nou ja, op pad uit kry ons nog 'n klein gelukkie. Daar lê een wildhond so langs die pad, net eenetjie. Maar een is beter as 0. En soos julle kan sien, is ons geluk nie op nie. En net so voor ons by daai Pabeni hek uit is daar so 'n kliprandjie. En daar kry ons 'n luiperd. Rustig daar oploop. En ek kry lekker tyd om hom af te neem. Net so vir ou laas. Kyk hoe gelukkig is ons. En hier is ons by Pabeni hek en ons gaan nou die Kruger Nasionale Park verlaat. Maar laat ek jou nou een ding vertel. Skukuza is definitief 'n lekker plek. Maar as jy tot hier gekom het, dan weet ek het van hierdie video gehou en jy's 'n regte ou vasbyter. Dan tot volgende keer julle. Bye.